Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Professor Koenig is besig om aan te toon dat die heil van die mens, ook die toekomstige heil, nie in 'n bonatuurlike hemel weg van die aarde af is nie, maar steeds gebonde aan die aarde. Weliswaar 'n nuwe aarde waarop die mens in 'n nuwe liggaam saam met God sal leef. Baie gelowiges wat vashou aan die idee van 'n geestelike bestaan in 'n bo-aardse hemel mag dalk nie van die gedagte hou nie. Maar ons beslissende vraag is nie of ons daarvan hou of nie, merk Prof Koenig op. Die beslissende vraag is wat ons hieroor in die Bybel kry. Ons het reeds verwys na Psalm 115 vers 16. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. In die Nuwe Testament is daar ook nie duidelike verwysings daarna dat gelowiges hemel toe gaan nie. Daar is wel 2 verwysings wat so geïnterpreteer word. Jesus verklaar dat hy in die huis van sy Vader vir ons gaan plek gereed maak. Daarna sal hy weer kom en ons na hom toe neem, sodat ons ook kan wees waar hy is. Ons sal dus saam met hom wees waar hy is. Maar waar sal hy aan die einde wees? Tog saam met die Vader in die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde, waarvan ons Openbaring 21 en 22 lees. Die ander verwysing is Jesus se kruiswoorde aan die een moordenaar. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die woord paradys kom net 3 keer in die Nuwe Testament voor. Hier en dan by Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 4 en in Openbaring 2 vers 7. In nie een van die gevalle verwys dit na die einde nie, maar elke keer na die tyd waarin ons nou nog leef. Wat dit beteken is ons dus ook al aan die paradys gee, en sommiges oortuig het wys na die hemel, dit sien op 'n voorlopige toestand. Die eindheerlikheid word in Openbaring 21 en 22 beskryf as die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde. As 'n mens wegkyk van enkele losstaande tekste en kyk na groter lyne hieroor, is dit so dat ons in die Bybel 'n duidelike lyn kry van God wat na ons op die aarde kom en nie ons wat na God in die hemel gaan nie. God skep die aarde om mense daarop te sit en dan kom hy na hulle toe. Wanneer die Here besluit om vir hom 'n nuwe volk te skep, doen hy dit nie in die hemel nie, maar op die aarde. En as hy met hulle gemeenskap wil hê, kom hy na hulle toe in die tempel. Hulle glo selfs dit sy woonplek. As hy die mens nog wil verlos, maak hy nie van die mense gode nie, maar God word mens. Hy vat nie die gereddes hemel toe nie. Hy kom in Jesus aarde toe, bevry mense van bose magte en doen versoening aan die kruis op 'n bultjie buite Jerusalem. As hy dan vir hom onder heidene 'n gemeente wil versamel, neem hy nog 'n keer nie mense na hom toe nie. Hy stuur sy gees aarde toe en versamel hulle hier. En as hy uiteindelik die teëstand oorwin en alles nuut maak, vernietig hy nie die aarde en vat al sy kinders na 'n ander plek, die hemel toe nie. Hy vernuwe die aarde en kom woon by sy kinders in die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons het altyd gedink dat ons eendag hemel toe sal gaan. Maar dankie dat ons ook kan hoor dat U ons nie wegneem van die aarde nie, maar dat U dit eintlik hemel op aarde kom maak, omdat U vir ons op 'n nuwe aarde en 'n nuwe liggaam saam met ons sal kom woon. In Jesus se naam. Amen.